Deuteronomium, hoofstuk 21. As daar op iemand afgekom word wat in die veld vermoor is in die land wat die Here jou God vir jou sal gee om erflik te besit, maar niemand weet wie dit gedoen het nie, moet die leiers en regters die afstand tussen die verskillende dorpe wat om die lijk is afmeet. Die leiers van die dorp wat die naaste aan die lijk is, moet dan 'n jong koei neem wat nog nooit onder die juk was en mee geploeg is nie. Daardie jong koei moet dan deur die leiers van die dorp afgebring word na 'n spruit wat standhoudend is in 'n vallei wat daar nog nooit landerye gemaak is nie en haar nek breek by die spruit. Van die Levitiese priesters moet ook saamgaan. Die Here jou God het hulle gekies om sy dienste waar te neem en om in sy naam die seën uit te spreek. Dit is ook hulle taak om uitspraak te lewer by sake van twis en geweldsmisdaad. Dan moet die leiers van die dorp wat die naaste is aan die vermoorde persoon se lijk, hulle hande was bo oor die jong koei waarvan die nek in die vallei gebreek is. En hulle moet sê, nie een van ons het hierdie bloed vergiet nie, en nie een van ons het gesien wat gebeur het nie. Vergewe u volk Israel, o Here, u volk wat u verlos het. Laat Israel tog nie verantwoordelik gehou word vir hierdie onskuldige bloed nie, maar laat hulle vry wees van hierdie bloedskuld. As jy dan doen wat reg is in die Here se oë, sal jy op hierdie manier die onskuldige bloed tussen julle verwyder. Jy kan dalk teen jou vyand uittrek en oorlog teen hulle maak, en die Here jou God gee hulle oor aan jou, en jy voer hulle as gevangenes weg. En onder die gevangenes sien jy 'n mooi vrou waarop jy verlief raak en mee wil trou. Wanneer dit gebeur en jy haar in jou huis inbring, moet sy eers haar naels knip en haar hare afsny. Dan moet sy die klere waarin sy weggevoer is uittrek en ander klere aantrek. Vir 'n maand moet sy in jou huis bly en haar ouers, haar ma en pa, beween. Daarna mag jy haar as jou vrou neem en by haar ingaan. Jy is dan haar man en sy is jou vrou. Dit kan ook gebeur dat jy later nie meer so sterk oor haar voel nie. En as dit gebeur, moet jy haar vry laat weggaan. Omdat jy haar verneder het, mag jy haar glad nie hardhandig behandel nie. 'n Man kan 2 vroue hê, en die een minder lief hê as die ander een. Dit kan gebeur dat beide hierdie vroue vir hom seuns in die wêreld bring, en dat die vrou wat hy minder lief het, sy seun sy eersgeborene is. En wanneer die tyd kom dat sy seun sy besittings moet erf, mag hy nie die groter erfporsie gee aan die seun van die meer geliefde vrou nie. Hy moet 'n dubbel porsie van sy erflating gee aan die seun van die minder geliefde vrou, sy eersgeborene. Die seun is die eersteling van sy manlikheid en die eersgeboorte reg behoort aan hom. Iemand kan 'n balhoorige en rebelse seun hê wat weier om te luister na sy pa en ma. Dan moet sy pa en ma hom na die poort toe uitbring en voor die leiers van die dorp laat staan. Hulle moet dan vir die leiers sê, hierdie seun van ons is balhoorig en rebels en weier om na ons te luister. Hy is 'n niks werd en 'n syplap. Die manne van die dorp moet die seun dan met klippe doodgooi. Op hierdie manier moet jy sulke boosheid onder julle verwyder. Die res van Israel sal daarvan te hore kom en bang wees. Wanneer iemand 'n sonde pleeg wat die doodstraf verdien en hy dan aan 'n paal opgehang word, mag jy nie die lijk daar laat hang tot die volgende dag nie. Hy moet nog op daardie selfde dag begrawe word, want 'n persoon wat gehang is vervloek deur God. Die land wat die Here jou God aan jou gaan gee, mag nie verontreinig word nie.